Gemute? Nee. Mic 2, dat is hy. Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre by hierdie diens, ons besondere geleentheid waar ons natuurlik ons 40ste verjaarsdag kom vier vanmôre. En dan oom kan die gain net so 'n bietjie afstel. Ons 40ste verjaarsdag kom vier en dan die Here ook daarvoor dankbaar kom wees en hom kom aanbid. Ek wil 'n paar aankondigings net deurgaan. Die deurkollekte gaan vanmôre vir die Jan Kriel Instituut. Ons is in die 6de leidingsweek. Asseblief onthou die Paasnagmaal. Dit gaan 'n stil, meditatiewe nagmaal wees. Ons aksie Jong van Gees, daar's 'n paar dames wat vir ons 'n opvoeding gaan gee. Maar ons sal daai aand ook sê hoe alles gaan gebeur. Asseblief onthou dit, ons gaan hierdie jaar dit op 'n ander manier inrig. En dan die sonsopkomsdiens by Moederif. Die belydensklas met wat daar's nog 5 kinders wat moet net kom vinnig vir hulle gedeelte van die onderhoud. Ons gaan hulle net kans gee dat ons net gou koek en tee en saam met roomys eet, dan gaan hulle vinnig inkom. Vanaand is downtime, word al die jong mense graad 7 hoërskool genooi. Ons gaan 'n bietjie worship daar by downtime. Die aksie Jong van Gees het donderdag Bybel vasvra. Julle kan ook vir Tannie Tokkie hulle vra. Hulle sal vir julle die vrae gee. As julle wil 'n bietjie voorberei, is altyd lekker om na vasvra toe te gaan. Jy weet bietjie wat is die antwoorde, jy's goed voorberei. En dan ook kyk na die afkondigings, almal op die voorbereidingslys hierdie week en almal wat verjaar wil ons ook sê geluk met julle verjaarsdag. En dan ook Rolf is nou vanmôre hier en ons verwelkom hom ook. Nou hierdie gemeente het afgestig. Rolf was die persoon verantwoordelik daarvoor 40 jaar terug. En dan het hy dit daarna as Christen ook beroep en Rolf sal miskien ietsie meer daarvan sê. So ons is baie dankbaar dat hy hier so is. In ons synode het Rolf al groot voetspore getrap. Hy was ook ons mentor van die jaar toe ek gaan swat het. So as daar iets fout is met my prediking, is hulle nou maar deel van die probleme. Maar Rolf was ook ons mentor gewees, so hy het ons klas baie mooi begelei. Ek het nooit geweet, hy kom van potties af en dat ek eendag hier gaan eindig nie. So dit is 'n baie groot voorreg gewees. So ons is baie dankbaar en dan Rolf verjaar ook môre. So ons wil ook vir hom en sy gesin die Here se seën toebid en dat dit met hulle goed sal gaan. So as julle hom by die tee kry, sê ook maar vir hom geluk met sy verjaarsdag. En dan as ek nog een ding kan vra, ek sien ons musiekgroep vandag stoei so 'n bietjie. As alles nie goed gaan nie, moenie ophou sing nie. As ek 'n fout maak op die klavier, asseblief moenie ophou sing nie. Gaan net aan, ons val weer in. Ons gaan vandag die Here se naam loof en prys met alles wat ons doen. Gemaklik. Ek gaan nou laat ons die begin, maar kan ek net vir ons 'n gebed doen vandag? Kom ons straks. Here, as ons vandag hier opgedaag het met 'n verwagting, met 'n blydskap in ons hart, dan weet ons dis as gevolg van Jesus Christus wat vir ons gesterf het en opgestaan het. Vir ons lewe kom bied het, maar die belangrikste, die koninkryk van God naby gebring het. Ons leef vanuit U teenwoordigheid, ons almagtige Vader, vanuit U liefde en vanuit U genade en vanuit U teenwoordige krag. Ons is dankbaar dat hierdie gemeente al 40 jaar bestaan en vir 40 jaar sê, hoe leef ons volgens U wil en maak 'n verskil. Maar Here, dit gaan nie oor hierdie gebou nie. Dit gaan nie oor alles wat gebeur op hierdie gebou materieel nie. Ons is die gemeente, elke persoon wat hier sit vandag. Elke persoon wat visueel kyk, is die gemeente. Ons is die kerk, deel van die liggaam van Christus, wat saam met ander kerke oor die wêreld nou U naam aanroep. Wat die opstanding van ons Here vier. En daarom hierdie is 'n besondere moment, waar ons werklik hierdie 40 jaar kan vier. 40 jaar se genade, 40 jaar se omgee, 40 jaar se om liefde en genade en gemeenskappe te bring. Mag ons altyd streef daarna om U wil te leef, om ons roeping te ontdek in die sin van ons bestaan. Maar dit gaan vanmôre dat dit hier in ons harte sal gebeur. Om eers te bely, Jesus is ons saligmaker en verlosser. Daarom kan ons dan opstaan en vir die wêreld daar buite sê, ons is kinders van U, Christene. Ons is dankbaar vir Rolf wat gekom het vanmôre, dat hy hom op die pad beskerm het. Ons is dankbaar vir elke persoon wat deur U geroep is om vanmôre hier te wees. Mag hierdie geseënde erediens vanmôre wees, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Kan die musiekgroep dan na vore kom?
Die tweede lied is in die hemel is die. Tannie gaan jou maar net hol. Ek sal so op my sien weet ek kan nie hom nog aan.
Dit het glad nie sleg gegaan nie. Vriende, dit is vir my lekker om hier te wees en lekker om ook saam met my gesin hier te wees. Antoinette het saam gery, daar sit hulle en ons Christa kind wat so groot was toe ons hier was. Sy is hier en sy het haar man gebring en haar 2 kinders, klein Chloe en klein William. So dit is lekker en dis die kerk waar jou ma partykeer hier op my been kom vashou het. Ons kyk op na die berge. Waar kom ons hulp vandaan? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in alle ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Amen. Gemeente, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons vra dat die Here sy woord vir ons sal oopmaak. Here, ons Here, hoe heerlik is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. En as ons dan U hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan, die sterre, alles wat U gemaak het, wie is die mens, wie is ons, dat U aan ons dink, dat U na ons omsien. Here, ons wil vir U dankie sê vir genade ook vir hierdie gemeente, vir 40 jaar. Dankie Here, dat U steeds God is, en dat U ook in die toekoms vir ons wag. En daarom bid ons dat U ook nou U woord sal oopmaak en met ons sal praat. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Dit moet ek nie doen nie, nee. Mag ek tot voorkom? Moet ek verby die tot hier? Ek het hom. Toe Jacques vir my gevra het om hierdie diens te lei, toe gaan my kop sommer net na 'n klomp goed toe. Waaroor praat hy? Wat is die goed wat in my kop opgekom het? Van 40 jaar gelede en ook daarna. Wie van julle was by die afstigtingsvergadering gewees? Daar in die hande op. Onthou julle, ja, in moedergemeente, net hierdie dingie wat my aanval hier. Ons het daarna, ek dink na die eerste diens, of ons het net een diens gehad, dit kan ek nie onthou nie, maar toe moet ons nou besluit, ons gaan 'n nuwe gemeente begin, ons gaan moet stem vir 'n naam vir die gemeente, omtrent 20 name opgewees, die een waarvan ek gehou het was Vredenburg, want Vredenburg was Pottie se eerste naam blykbaar gewees, en ek het gedink vrede in 'n gemeente kan nogal goed wees. Maar uiteindelik het Pottie Suid gewen, Potgietersrus Suid, en ek is so dankbaar dat julle uiteindelik die moed gehad het om te sê, maar kom ons verander na hulp en hoop toe, want dis wie ons is. Waar gaan my se kop heen? Jy kan dink, waar's Trulie? Ek het nou van nou gesien. Ja, op jou plek. Waar ons 'n nuwe kerkkantoor moes begin, en ek het net die girl gehad, wat dit kon doen, en vra gesê, kom kerkraadsvergadering toe, jy sit net buite en wag, ons maak dit net gou amptelik, en dan kom jy in, en dan is jy ons nuwe kerkkantoor tannie. En op die vergadering staan een van die ouderlinge op, en hy sê, hy stel voor, sy pa sal dit doen, hy sal dit vir ons verniet doen. En die kerkraad sê, dit spaar ons geld, en hulle stel die oom aan.
En ek moet vir Trulie sê, ekskuus. En 'n jaar later, in 86, toe is daar woelinge, groot woelinge in die dorp. AP Kerk stig af nie, hulle is weg. Die grootste getal mense in die land uit ons gemeente, uit 300 mense wat wegbeweeg. En uiteindelik kon ek vir Trulie sê, asseblief kom help. En groot dankbaarheid daarvoor. Vertel mens van vriende wat jy gemaak het, vriende wat jy net vir altyd hou, kollegas wat jy gehad het, wat jy soet en suur mee saam gehad het, dit was goed. Vertel jy van die ertjiepot, wat ons het 'n gemeenteete nog gehad, voor ons nog die kerk gebou het. En ons het almal genooi na hierdie ete toe. En toe as die oggend daar kom, toe staan daai pot ertjies in kook sonder hitte. En die gemeente is op pad. Ek weet nie hoe ons gemaak het nie, maar dit het verskriklik geruik. Waarvan vertel jy? Vertel jy van mense wat my eie geloof gevorm het, my eie bediening gevorm het, van oom Von, wat soos 'n kind geglo het, oom Von van Skalkwyk. As jy vir hom sê, waar kom die reën vandaan? Watter kant kom die reën vandaan? Dan sê hy van bo af, want dis waar die reën vandaan kom. Waarvan vertel jy? Van die verskriklike leraarsdinees wat julle nog doen, hè? Hy het op 'n stadium, jy sal dit nie glo net, Jaak, het hy opgebou en opgebou, tot daar 'n ongelooflike kompetisie tussen die tannies was. En hulle het begin tafels, glastafels inry, met glasstoele, en dit het geblink, tot ons gesê, tot hier toe en nie verder nie, ons weet jy doen dit vir die liewe Here, maar nou stop dit, en nou gebruik jy kerkstoele en kerktafels, en ons moes, ek dink amper 'n boemelaars ding hou die volgende jaar, net om bietjie weer terug te kom. Die gevaar. Nee. Wanneer jy terugkyk in die verlede, dan haak jy vas met nostalgie. En dis nie goed nie. Die ander gevaar, wanneer 'n mens ouer word, 40 jaar, wat eintlik 'n ongelooflike lekker ouderdom is, né? Waar jy hopelik klaar met jou gejikkery is, en waar jy so bietjie kan stabiliseer en begin vorentoe kyk, dan kan 'n mens ook begin kyk, as jy bietjie verder gaan en ouer word, wie van julle is bo 60? Nou, as jy so 3. Dan begin hulle praat van aftree. En ek weet nie, Jacques, of jy die moeilikheid het, dat ouens in die kerk vir jou kom sê, nou het ek klaar, ek het nou afgetree. Oom Dion Joubert, wat in die Oosgemeente dominee was, as iemand na hom toe gekom het en gesê, ek wil aftree nou, dan sê hy, het jy dit al vir die Here gesê? Natuurlik mag 'n ou in die kerk van bedieninge verander. Dis goed, want jy kry nuwe energie. Maar jy bly bedien. 70, Waar hoe oud is jy nou? 57, waar nie? 75, 78, 75. Jy tree nie af nie. 80, jy tree nie af nie. Wie is hierdie skilder? Michelangelo. Op hoeveel het hy nog sy beste werke gelewer? Op 80. Bernard Shaw, sy beste toneelstukke geskryf, ook hier na 80. En so kan ek noem, presidente, goed, dalk moet jy nou nie na die presidente toe gaan bo 80 nie.
Maar Ronald Reagan, hier by die 80, goeie president, Nelson Mandela, hier by die 80 het hy sy ding gedoen en kon hy sê, ek maak 1 termyn klaar en ek beweeg aan. Ook in die Bybel was daar ouens gewees wat op hoë ouderdom steeds aangegaan het. Hoe Abraham dit gedoen het om 'n babietjie te kry. Ek haal my hoed vir hom af. Hier op 90-100. Moses, op 80 het hy die volk uit die woestyn uitgelei. Of uit Egipte uitgelei. Caleb, 85, die beloofde land in. Ou Simeon, waarvan ons op 1 plek in die Bybel lees, wat Jesus in sy arms gevat het. Kom ons lees van hom hier in Lukas hoofstuk 2. Van vers 25 af. En kyk, in Jerusalem was daar 'n man met die naam Simeon. Hierdie man was wetsgehoorsaam en toegewyd. Hy het uitgesien na die herstel van Israel. Die Heilige Gees was met hom. Hy het deur die Heilige Gees 'n openbaring ontvang dat hy nie die dood sou sien voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Gelei deur die Gees het hy na die tempelterrein gegaan. Toe Jesus se ouers die kindjie inbring sodat hulle die gebruikelike voorskrif van die wet oor hom kon nakom, dit hy praat daar van die besnydenis, het Simeon hom in sy arms geneem en God geloof. Nou Here, kan u diensknegt in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien, wat u ten aanskoue van al die volke bewerk het, 'n lig vir die nasies, 'n lig wat vir die nasies tot openbaring dien, en eer bring aan u volk Israel. Sy vader en moeder was verstom oor die dinge wat oor hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en van Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kindjie is bestem tot 'n vallende opstaan van baie mense in Israel, as 'n teken wat betwis sal word, sodat die bedoeling van baie mense aan die lig kan kom, en wat jou betref, 'n swaard sal deur jou siel gaan. Simeon, 'n gerespekteerde man. Simeon, wat na homself verwys as 'n dienaar van die Here. Ou vertaling praat 'n slaaf van die Here. En nie gedink om 'n slaaf genoem te word, was vir hom sleg nie. Was vir hom goed, want dis wie hy is. Dis waar hy hoort. Simeon, wat ook, as ek net kyk, waar is hy nou? Vers 29, ook van vrede praat. Iemand wat vrede in sy lewe ook ervaar het. Simeon, wat gelei was deur die Heilige Gees, lyk dit vir ons om baie gereeld in die tempel te wees. En daar, in die tempel, gebeur daar iets. Josef, Maria, kom in, en met eens, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, sê Simeon, maar hier is die een wat beloof is, wat vir my beloof is. En hy gaan, en hy vat die babietjie in sy arms, en hy sê, nou Here, kan u diensknegt in vrede laat sterf, soos u gesê het. My oë het inderdaad u verlossing gesien. Kom ek stop gou vir 'n oomblik, maak 'n kantaantekening. 'n Kerk wat
mense trek met gimmicks, jy het nie 'n rookmasjiene hier nie, met goeders om mense hier te kry, sonder dat dit oor Jesus gaan, so kerk maak droog. Wie van julle het al vir Jesus hier in die eredienste in die kerkgebou ergens op 'n besonderse manier ontmoet? Dalk in 'n preek waar 'n dominee iets gesê het en jy hoor 'n ding vir die eerste keer. Of waar jy vir die ou gesê het of die vrou gesê het, vandag het jy net vir my gepreek. Of ergens in 'n lied wat jy net besef het, God is hier teenwoordig. Dis mos wat die lied sê, né? Laat ons biddend nader hier waar ons voor hom vergader. God is in sy tempel, hemelpoorte bewe. Of dalk, toe jy vroeg stil in die kerk ingekom het, of dalk net kans gekry het om te kom sit, en besef, hier ontmoet ek vir God net op 'n ander manier. Hier gaan dit nie oor my nie, maar hier gaan dit oor Jesus Christus self. En dis wat ou Simeon doen. Hy eien die babietjie vir homself toe. En hy hou hom vas. En hy sê, Here, nou kan ek in vrede gaan. Maar dan doen hy nog 'n ding. Hy vat die babietjie en hy gee die babietjie terug vir sy ma. En hy sê vir haar die boodskap wat hy vir haar gegee het. Hierdie ouetjie gaan nog swaar kry. En jy gaan as gevolg van hom nog swaar kry. En dis daai selfe ouetjie wat 30 jaar later gesê het, hierdie brood wat ek breek, is die gemeenskap met my bloed, met my liggaam, eet, dink, en glo, dat my liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al jou sonde. En hierdie beker wat hy skink, is my bloed. Hierdie babietjie is waaroor dit uiteindelik gaan. En Simeon kom, hy gee die babietjie vir sy ma terug. Omdat hy vrede gekry het. As jy vir Jesus in jou lewe het, as hy vir jou vrede gee, dan hou jy hom nie vir jouself nie. Dan begin 'n mens hom vir die wêreld te gee. Uit te gee. Bekend te stel aan die wêreld. Dit wat julle doen. Dankie daarvoor. Ek dink vandag sê ons dankie vir 40 jaar. 40 jaar van genade. 40 jaar waar julle soos enige ander familie sy oppe en sy affe het. Maar 40 jaar waar die Here steeds hier is. Vir my persoonlik net 'n heerlike voorreg om vandag dit saam met julle te mag beleef. En te onthou, 40 jaar is jy 'n spring chicken. Dis maar die begin. Dis jare en jare vorentoe op pad. En wees op pad
saam met die Here, saam met mekaar. As ek terugkyk, ek het in die begin gesê, goed wat ek onthou, van die hoogtepunte was die eredienste hier. Ek onthou daai erediens waar ons, die kerk het nog nie mure gehad nie, ons het net 'n dak gehad en 'n sementvloer, nee. En toe het ons gesê, bring julle stoele. Wie was daai dag hier? Ja, so 'n klompie. En ons het hier kerk gehou. Hierdie dak, die kappe is op Sterkrivier gemaak, waar nie reg, nee. Ek dink so. En dan het dit skelm in die aand met 'n trailer hier ingebring, want die goed was te lank. En uiteindelik die gebou gebou. Maar die gebou is ook mense. Baie meer. Wat noem jy die ou mense se aksie? Aksie Jonk van Gees. Ek dink ons was aksie senior lidmate net, sommer gewoon. Of was hulle ook Jonk van Gees? Ek kan dit nie eers onthou nie, maar Jonk van Gees was hulle. Ek het hulle een keer Warmbad toe gevat. Ek dink dit was Warmbad. En het was 'n toer gewees. En die aand kom ek in die vertrek en hier sit 'n klompie van die jonges. En hulle is redelik vrolik. Ek sê, wat gaan hier aan? Toe sit tannie Lina wat haar dagga koekies uitdeel. Want dis hoe sy gesond bly. Dis vir my hulp en hoop. Mense wat lewe. Mense wat geniet. Mense wat kinders van God is. En die lewe gryp. Mense wat die babietjie Jesus vat en teruggee vir die gemeenskap, vir die skole, vir die wêreld. Moet nie daarmee ophou nie. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons deel van u kerk hier op aarde kan wees. Dankie Here dat u vir ons goed is. Dankie vir 40 genadejare. Dankie vir u omgee. Dankie vir u vrede. Dankie Here dat ek vandag, ook vir Jacques, met sy kerkraad, met elke lidmaat, elke kind, aan u kan opdra. Ek wil bid dat u vir hulle sal seën, ook op die pad vorentoe. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Nou neem ons kollekte op, nee. Wanneer jy dankoffer gee, is dit mos 'n teken dat jy jouself vir die Here gee. So ons gee geleentheid daarvoor.
Jacques, herinner my nou net om vir julle te nooi vir roomys en koek. Daar's mos 'n teks in die Bybel wat sê waar 2 of 3 in my naam vergader, daar eet hulp en hoop, roomys en koek. Ek dink is in Moses 4 vers 5. Moses 4 vers 5. Ek staan nou hier, wie weet wat hier onder my voete is? Nie kouse nie. Hier onder is 'n trommel, wat ons begrawe het 40 jaar gelede, en oor 10 jaar, dink ek, moet, of wanneer? Ek kan daai datum nie onthou. Ek dink nie is aan my tyd. Nee, maar hy mag na 50 jaar mag hy oopgemaak word. En daarin is onder andere 'n brief van die ouens van dan 50 jaar gelede vir die ouens van oor 50 jaar, wat hulle 'n boodskap gestuur het, met 'n klompie ander baie interessante goed, wat in die trommel is. Ook almal wat daai dag in die kerk was, en hulle adresse en hulle handtekeninge en alles geskryf het, ook 'n huisgenoot of 2, is daar nog 'n Bosvelder? Ja, Bosvelder van daai tyd, so baie interessante trommel wat so oor 10 jaar omtrent oopgemaak mag word. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland. Kom ons staan, daar sing ons. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees.